Johannes hoofstuk 8 vanaf vers 1. Hierna is elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap. Waar sy oorspel gepleeg het, Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. En daarna het Jesus weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Broers en susters, hoe maklik is dit nie om ander mense te oordeel nie? Ek herinner my aan 'n artikel wat Annelie Botha jare gelede in die Burger geskryf het en hoe diep dit my toegeraak het. Sy vertel van 'n begrafnisdiens waar sy die orgel gespeel het. Die oorledene was 'n ma met 3 kinders. Dood aan vigs, manloos en geldloos. Met net staan dit 6 was haar werksgeleenthede skraler as die winterwind. Dus het sy gedoen wat baie vroue vandag nog verplig is om te doen, sy het haar liggaam verkoop. Terwille van haar kinders, terwille van oorlewing. En nou kan jy en ek natuurlik vanmôre sê, maar sy het nie nodig gehad om 'n prostituut te word nie. Geen mens het nodig om so 'n pad te stap nie. Sy kon ander keuses uitgeoefen het, soos om vloere te skrob in Shoprite se winkel, rose iewers te smous, biljette uit te deel of selfs by die verkeersligte te staan en te bedel as dit dan nou moes. En jy's reg, sy kon seker. Maar hoe sal ek en jy vanmôre weet? Hoe sal enige een van ons vanmôre weet? Dit is maklik om uitsprake oor ander mense se lewens te maak, hulle te oordeel, te etiketeer, te verdoen, sonder dat ons regtig eers moeite doen om uit te vind wat in so iemand se lewe aangaan of wat in sy verlede gebeur het. Dis maklik om lelike en afbreekende uitsprake te maak oor meisies in kort rokkies wat snags in die hoofstrate van ons stede staan. Maar het jy jouself al afgevra hoekom hulle daar staan? Weet ons dalk vanmôre? Het ons insaag in ander mense se haglike omstandighede? Gee ons regtig om vanmôre? Traak dit ons wat ander mense doen en hoe ander mense deur die lewe soms moet ploeter? Annelie Botha sê sy het na die diens na die dominee toe gestap waar hy buite by sy kar gestaan het. Ek neem aan iets wat hy in sy boodskap gesê het haar gehinder of haar ontstel. Sy kyk hom toe waterpas in die oë en sy sê vir hom, of vra althans, dominee, wat presies is sonde nou eintlik? Sy sê hy het geantwoord met 'n katekismiese rympie vol liturgiese woorde wat geen sin uitgemaak het nie. Van krone tot troone, regterhande, smal en breë paaie, van redding, verlossing, sonde, belydenis en wat nog alles, die hele dogmatiek in 10 minute. Maar om 'n lang storie kort te maak, Annelie Botha sê die voetnote by alles wat die bediener van die goddelike woord vir haar gesê het, is dat ja, as hierdie afgestolwe vrou aan nie die laaste sekonde van haar lewe bekeer het nie, is sy nou op pad reguit hel toe.
So sonder die knip van 'n oog. So sonder enige deernis. So sonder enige begrip. Want, sê die dominee, dit staan immers in die Bybel geskrywe. Boete sê sy het in haar kar gespring en weggejaag voordat 'n bloedklont deur haar kop kon skiet. Want al wat sy by die dominee wou weet is, dominee, wat is sonde nou eintlik? En wat sy toe kry is 'n lang relaas van hoe God aan die een kant ons baie lief het, maar aan die ander kant hoe ons almal baie versigtig moet wees en dalk almal reguit warm plek toe op pad is as ons nie bekeer en elke dag die smal paadjie bewandel nie. Aan die einde van die artikel skryf Annelie Botha van Sondag tot Wyksbiduur tot Pinkster word ons vanaf kansels ingedrul oor ons sondige natuur en ons verwerplikheid. Hoe ons verdien om met een godsklap platgevee te word. En terwyl ek die artikel lees, het ek by myself gewonder, is dit hoe mense daar buite die evangelie verstaan? Is dit hoe dominees en pastore Sondag in hulle prediking oorkom? Is God regtig so onbuigbaar? So streng, so wetties, so veroordelend, soos wat die dominee by die begrafnis wou uitmaak? Ek sit er vanmôre, broers en susters, as ek daaraan dink hoe verdoemend my eie prediking van jare gelede was. By my was dit of draai of braai. Niks tussenin nie. Ek het geglo dat ek die suiwer en die regheid leer van die kerk en van die evangelie verkondig. Mense wat Sondag aan die tuinpleks van die kerk gesit het, was volgens my oordeel almal verlore siele. Om nie eers te praat van die rokers en die drinkers en die dansers nie. En van die Sondagkoerantlesers nie. Almal op pad reguit hel toe. Vandag dink ek baie anders oor baie dinge. Kyk ek deur 'n ander bril na die Bybel. Kyk ek deur 'n ander bril na God, na sonde, verlossing en na genade. My persepsie van 'n God wat daar hoog verhewe op 'n troon sit en boekhou van elke liewe sonde en oortreding wat ek en jy daagliks pleeg, en die dinge wat ons sê en die dinge wat ons doen, sodat dit eendag dalk teen ons kan hou, het deur die jare genadiglik verdwyn en plek gemaak vir 'n hemelse Vader, of liewer dan 'n hemelse moeder, wat ons beter ken vanmôre as enige iemand op hierdie moederaarde, en ons juis daarom nie op 'n koue, kliniese en 'n juridiese wyse beoordeel of veroordeel nie. Maar wag, broers en susters, dit is nie my woord of my voorstelling van God wat vanmôre gewig dra nie. Kom ek stel eerder die Bybelteks waaruit ons saam gelees het aan die woord. Dan besluit jy self aan die einde van hierdie boodskap of jy nou meer duidelikheid het oor die begrippe van sonde en genade. In Johannes 8 lees ons dat die skrifgeleerdes en die fariseërs op 'n sekere dag 'n vrou na Jesus toe gebring het wat op oorspel betrap is. Met ander woorde, iemand wat seksueel ontrou was aan haar man. En die Bybel sê hulle het haar toe in die middel van die kring mense laat staan, nie omdat sy die middelpunt van belangstelling was nie, maar omdat sy die middelpunt van hulle veroordeling was. Hierdie vrou was skuldig en sy moes aan die pen ry ongeag wat ook al. Sy moes boet vir haar sondes en haar dade. Hier is 3 rolspelers in hierdie verhaal, 4 as jy God bytel, wat op daardie dag die onsigbare teenwoordigheid was, wat elke woord gehoor het wat gesê is. En ek wil die 3 rolspelers vanmôre aan jou bekendstel. Aan die een kant het jy die skrifgeleerdes en die fariseërs, die godsmanne, die verteenwoordigers van die kerklike establishment en uitleggers van die Moseswette par excellence. Aan die ander kant het ons vir Jesus, die profeet en verteenwoordiger van God se ryk en genade. Dis hy wat nog in die vorige hoofstuk in Johannes 7:37 vir die mense gesê het, as iemand dors het, laat hulle na my toe kom en drink. Almal sê Jesus is welkom. En dan reg in die middel het ons die vrou. Ons het nie haar naam nie, ook nie haar van nie, ons weet nie wie sy was nie. Wat ons wel weet is dat sy skuldig was. Sy het 'n oortreding begaan. En dit kan ons vanmôre nie wegredeneer nie. As jy skuldig is jy skuldig.
En dit is nie van hoor sê nie. Die Fariseërs sê ons het haar op heterdaad betrap. Sy skuldig, sy moet boet. Sy verteenwoordig die ganse mensdom vanmôre, vol gebreke, vol foute en sondes, die mensdom waarvan ek en jy deel is. Ek wil veral hê jy moet oplet vanmôre, broers en susters, hoe die skrifgeleerdes en die wetgeleerdes optree en hulle houding wat hulle teenoor hierdie vrou openbaar, want dit is 'n openbaring op sigself. Hou in gedagte dat hierdie manne wat met klippe in die hand staan, nie in eie hoedanigheid optree nie. Hulle verteenwoordig die ryk van God, die kerk en daarmee God self. Maar luister gerus, broers en susters, na die kras onbuigbaarheid, die neerhalendheid, waarmee hulle met hierdie figuur wat in die middel staan omgaan. Hulle sê vir Jesus, meneer, hierdie vrou, wat hier staan, het ons op heterdaad betrap. En Moses het in ons in die wet bevel gegee om sulke vrouens te stenig. Ek weet nie of jy al ooit 'n uitbeelding gesien het van hoe dit lyk as 50, 60, 100, 200, 300 mense met klippe na iemand gooi nie. Hier's 'n paar dinge wat ek vir jou wil uitlig vanmôre. Eerstens, die kerkmanne se streng wettiese veroordelende houding. Hulle het hierdie vrou skuldig bevind nog voor haar saak enigstens aangehoor is. Hulle stel glad nie belang in wat sy te sê het, wat haar omstandighede is en wat haar gedryf het om te doen wat sy doen nie. Want, sê die Fariseërs, ons het 'n wet. Die wet van Moses, dit het die finale sê. En volgens hierdie wet moet oortreders gestraf word, ongeag wat die omstandighede ook al blyk te wees. Punt is nie onderhandelbaar nie. Wat my opval van Johannes 8, is die koue, berekende, juridiese, wettiese gevoel teenoor hierdie vrou. Geen deernis, hoegenaamd nie. Hulle beoordeel haar streng volgens die letter van die wet. Hoeveel keer het ek nie in die verlede self gesien en beleef, hoe koud en gevoelloos kerkmense soms oor iemand anders se lewe kan oordeel nie. Ek onthou nog 'n spesifieke geval in my eerste gemeente baie goed. 2 jong mense het oor die tou getrap en hulle is uitgevang. Die meisie was swanger. En destyds, broers en susters, moet jy goed onthou, was saam bly en seks voor die huwelik nog doodsonde. Die kerkraad moes toe oor die lot van die 2 jonges besluit. Was dit sensuur of moes die dominee nou 'n pastorale pad met beide van hulle stap? So daar onderlinge verdeeldheid in die kerkraad gekom, ek onthou dit so goed soos gisteraand. Daar was geen konsensus nie, die ene groep het dit gesê en die ander groep het dit iets anders gemor. Totdat 'n gesiene ouderling van die dorp opgestaan het. Hy het voet by stuk gehou. Die 2 kinders moet onder sensuur geplaas word, het hy aangevoer. Daar moes van hulle 'n voorbeeld gemaak word. Sonde is sonde, het hy gesê. En die kerk kan hierdie dinge nie sommer goedsmoeds deur die vingers laat sien of ongestraf laat bly nie. Die Bybel, het hy gesê, is immers duidelik daaroor. En om sy punt te onderstreep, het hy 'n rits tekste in die Ou en Nuwe Testament aangehaal. Hy was bekend daarvoor by almal, dat hy die Bybel vers en kapittel kon opsê. En daarom het hierdie man se mening en sy oordeel in die gemeenskap waar hy gestaan het gewig gedra. Mense het na hom opgekyk. Die kerkraad het oor die saak gestem en die volgende is besluit. Die 2 kinders se name sal die volgende Sondag in die erediens deur die dominee van die kansel afgelees word, waarna hulle onmiddellik onder sensuur sal wees. Die uiteinde van hierdie tragiese verhaal is dat die kerk beide hierdie 2 jong mense verloor het. Ek weet nie wat van hulle geword het nie. Ek weet nie waar hulle vandag is nie. Ek weet nie of hulle ooit by enige kerk ooit in hulle weer ingeskakel het nie. Ek wonder of ooit enige van die kerkraadslede ooit omgegee het wat van hulle geword het.
Jare na hierdie insident het ek by iemand anders gehoor dat hier die einste ouderling wat so vol eie geregtigheid en met Bybel onder die blad die jong mense veroordeel het, self in sy jukkerige jong dae oor die tou getrap en 'n skoolmeisie swanger gemaak het. En daar was 'n diep sug in my hart. Want die verhaal in Johannes 8 herhaal hom immers elke dag nog in ons midde. So vol eie geregtigheid oordeel ons mense links en regs, sonder enige begrip. As jy vanmôre wil weet hoe die skrifgeleerdes en die fariseërs, die kerkmanne van daai tyd, oor hierdie vrou gedink het, moet jy gerus weer teruggaan na die Bybel toe en dan in vers 5 mooi gaan kyk, hoe praat hulle? Hulle sê toe vir Jesus, Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. In die Grieks, dit is die Nuwe Testamentaal, vind jy die woorde tas, tautas, wat letterlik as jy dit vertaal beteken dieselkus. Hulle sê dus toe vir Jesus, Moses het ons in die wet beveel om dieselkus, die tipe mens, die soort mens, te stenig. Hulle is nie goed vir die samelewing nie en nog minder vir die kerk. So verdoemend, veroordelend, so neerhalend, so afbreekend, so mensontwaardig, so sonder begrippe, sonder liefde, so asof kerkmense beter is as mense daar buite. Dit bring my by die tweede rolspeler, Jesus. Die man se naam wat nie so uitsonderlik was soos wat ek en jy vandag reken nie, want die naam Joshua in Hebreëus beteken die man wat redding bring of verlossing bring, 'n naam algemeen in antieke Israel. Maar dis die man wat gebuk en sit op die grond en met sy vinger in die sand skryf. Iets waaroor daar in die verlede al tot vervelings toe geskryf en gespekuleer is. Wat het Jesus nou eintlik in die sand geskryf, wil mense weet. Het hy dalk die geheime sondes van die skrifgeleerdes en die fariseërs neergeskryf? Was dit 'n geheime kode? Het hy openbaring uit die hemel gehad en 'n klomp ander dinge? Wat my betref is nie een van die goed belangrik nie. As dit wel was, sou Johannes vir ons duidelik gesê het wat Jesus daar geskryf het en hy het nie gedink dit is belangrik nie. Nie wat wel belangrik is broers en susters, hoe Jesus die situasie hanteer. Terwyl hy op die grond skuif, kyk hy op en hy sê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, 'n eerste klip op haar gooi. Gaan voort. En niemand het geroer nie. Niemand het links en regs gekyk, waar is die eerste klip nie. Waarom nie? Eenvoudig, broers en susters, want nie een van hulle was sonder sonde nie. En heel waarskynlik die sonde waarvan hulle nie die vrou beskuldig, is die sonde waaraan hulle dalk ook skuldig is. Jesus het immers by geleentheid gesê, jy hoef nie oorspel te pleeg aan die daad nie, wanneer jy na 'n vrou of 'n man kyk en in die hart begeer, het jy dit klaar gedoen. En dit kan elkeen van ons gerus vanmôre maar weer onthou, wanneer ons volgende keer maar so al te gereed staan met 'n klip in die hand, om ander mee openlik te stenig. Kan ons maar onthou dat elkeen van ons het 'n eie pakket van sondes. Elkeen van ons het sy eie tekortkomings en gebreke, wat ons hoop en vertrou God ons eendag voor gaan vergewe. Moenie die splinter by iemand anders raak sien, sê Johannes, of trouens liewes Matteus, iewers in een van die evangelies, en kyk die balk in jou eie oog so gerieflikheidshalwe mis nie. Net so vinnig soos wat jy kan sê mes. Net so vinnig het die klein groepie veroordelende mense verdwyn, weggeraak, alleself uit die voete gemaak, laat spaander. Bestraf deur hulle eie gewete, sê die ou Afrikaanse vertaling nog. Jesus vra toe vir die vrou, het nie een van hulle jou veroordeel nie? Niemand nie, Here, sê sy. Daarop sê Jesus hierdie verstommende woorde, ek doen dit ook nie. Gaan nou maar aan, maar moet asseblief nie meer sondig nie. En hierdie een enkele sin in die evangelie het al baie geskarrel onder teoloë en godsdienstiges veroorsaak. Weet jy hoekom?
Want as jy mooi gaan kyk na hierdie sinnetjie wat Jesus uiter, broers en susters, is hier nêrens sprake van enige gesonde belydenis nie. Ek sien nêrens hierdie vrou sê vir Jesus of die mense wat daar staan, "Ekskuus nie. Ek is jammer ek het oortree, jammer ek het gedoen wat ek gedoen het nie." En tog ten spyte daarvan laat Jesus haar gaan, hy spreek 'n vry sê gaan. Ek vind dit verstommend. Ek verbeel my dat 'n groot teoloog jare gelede iewers een keer gesê het, God is iemand wat maklik vergewe. God is iemand wat maklik vergewe, in teenstelling met jou en met my, wat moeilik vergewe, en vir jare 'n gevoel teenoor iemand anders in die hart dra, en daarmee saamstap. Skryf God ons skuld in 'n oogwenk af. Staan hy gereed om, as jy nie in sy rigting beweeg om te sê, "Ekskuus," dan sê hy, "Klaar vergewe, gaan maar aan." Hier in Johannes 8 het jy die duidelike voorbeeld en illustrasie van God se maklike vergifnis. God dank ook daarvoor. Sy genade, moet ek byvoeg vanmôre, broers en susters, is in 'n sekere sin wat my betref verbuisterend, selfs skokkend verbuisterend. So 'n evangelie het ek deur die jare in die kerk geleer, mag dalk onder sommige stoere kerklidmate en ouderlinge en diakens nie so goed afgaan nie. Want ek en jy wil graag straf. Ek en jy wil graag vingers wys. Ek en jy wil graag wys hoe ander skuldig is. God aan die ander kant vergewe so maklik. Hoekom? Want God het so verskriklik lief. En as jy iemand lief het, dan maak die vinger nie so nie. Jy beskuldig nie, jy veroordeel nie, jy verdoem nie. Jy probeer begrip toon. Jy probeer deernis in jou hart hê. Jy probeer verstaan waarom en hoekom. En dit is presies wat God het, begrip en deernis vir jou en vir my. God verstaan die iemand wat langs die pad staan vandag. Sy lewensomstandighede baie beter as wat ek en jy dit verstaan. God verstaan waar kom ek en jy vandaan, hoe swaar dit soms vir jou en vir my is om elke dag deur die week in die corporate wêreld of waar ons ook al staan en beweeg, om rein en skoon voor God te lewe. Dis nie maklik nie, maar God begryp en verstaan dit. God weet vanmôre, ek en jy is net mense. Nie engele nie. Mense met 'n lang geskiedenis en 'n lang lys van mislukkings en oortredings agter hulle. En een van ons kan vanmôre opstaan en brag en sê, my lang lys van oortredings en mislukkings is langer as jou lang lys nie. Ons het almal lang lyste. En wat my betref, broers en susters, is die evangelie wat Jesus in Johannes 8 verkondig en daadwerklik illustreer, die ware eintlike goeie boodskap. Johannes 8 kom sê vir ons vanmôre in groot hoofletters, maar so is God eintlik. As jy wil weet hoe God is, so is God eintlik. Jesus wat in Johannes 8 geteken word, die God wat lief het en vergewe, dis die ware God. Maar beteken dit nou, broers en susters, en dit moet ons net dalk as 'n klein voetnoot onder sit, beteken dit nou dalk dat hierdie vrou se sondes nie ernstig deur Jesus opgeneem is nie, dat Jesus haar sommer laat gaan, en dat sy nou maar na hartelus nou maar weer kan volgende keer weer sondig? Want God sal ons in elk geval maar vergewe, skryf Paulus iewers in Romeine 7, of in Romeine 6 althans, sal ons dan in die sonde bly dat die genade meer kan word, sodat ons, as ons weer sondig, maar weer op die genade kan terugval? Nee, natuurlik nie. Nooit nie, nie eers amper nie. Dis nie die les in die storie van Johannes 8 nie. Luister dus gerus mooi wat sê Jesus vir hierdie vrou. Ons lees tog so maklik oor die Bybeltekste, sonder om regtig agter die teks in te klim. Jesus sê vir haar, gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Hier vind ons wat teoloë die dialektiek van sonde en genade, van vryspraak en van verantwoordbaarheid noem. God vergewe, ja, God spreek ons elke keer vry, maar nie nou om in ons sondes te volhard en om dieselfde ding oor te doen nie. Maar juis om nou met die sonde te breek, juis om met die dinge wat verkeerd is in ons lewe te breek, en dan met 'n nuwe hoofstuk te begin, 'n nuwe bladsy om te blaai.
om werklik van voor af nuut te begin. Daarom vergewe God, want hy gee vir jou en my elke keer 'n nuwe kans. Die Fariseërs het deur die bril van Moses se wet na die vrou gekyk. Jesus het deur die bril van God se genade en liefde gekyk. Die Fariseërs het haar verdoem, haar lewensmoontlikhede en kanse finaal nek omgedraai. Jesus het haar bemagtig, want hy gee haar 'n tweede kans. Hy vergewe haar sodat sy kan oorbegin. God se vergifnis is nie 'n blanko check, sodat ek en jy daarin kan inskryf en maak en doen soos wat ons wil nie. Want God spreek vry, maar daar is 'n klousule, daar's 'n voorwaarde by. Jy moet nou verantwoordbaar wees. Liewe anders, liewe nuut, want ek gee jou die kans om dit te doen. En dit is presies wat nagmaal vanmôre vir jou en vir my wil kom uitspel. Daarom is nagmaal, en is so jammer nie al ons lidmate is hier vanmôre nie, wil vir ons kom sê, God verstaan jou. As daar iemand in die lewe is wat jou begryp, is dit God. Daarom kan hy jou vergewe. Daarom het hy die mandaat om jou te vergewe. Hy wil aan jou en aan my kom genade betoon. Maar daarmee saam ons bemagtig om weer nuut te leef, nuut te begin, oor te begin. Weet jy wat maak my van so 'n evangelie bly? Is dat ten spyte van die feit dat ek verlede week dalk gefaal het, klaaglik voor God misluk het, baie dinge gedoen het wat ek nie moes gedoen het nie, baie dinge gedink het en gesê het wat nooit moes gebeur het nie, ek hierdie nuwe week 'n nuwe kans by God kan kry. 'n Nuwe bemagtiging. Gaan liewe nou anders, gaan liewe nou nuut. Draai af van die pad waarop jy geloop het en slaan die nuwe weg van God in. Wat 'n genade. Ja, sonde is sonde, broers en susters, ek en jy kan ons nou nie daarby verbykom nie, ons doen dit elke dag. Wat sal ons sonder God se genade gedoen het? Daarom sluit ek vanmôre met een van Isak de Villiers se gedigte wat my net so diep geraak het, toe ek dit die eerste keer gelees het, soos Annelie Botha se artikel. Hy noem dit die balansstaat, en dit gaan so: O Heer, ek dank U vir U groot geduld met my. Ek is so in die skuld by U. My bankstaat bly in rooi getik. Nulle kom voor die komma by. Ek sluk soms swaar daaraan. Ek bied so min en vra al meer krediet en kry dit, God weet hoe. Ek is soms bang U roep my in om alles te betaal en haal my uit U waagskaal uit as 'n te groot risiko, 'n twyfelaar wat glo. Dis ek en jy. Mense wat sukkel, mense met skuld, mense met morele skuld. Ons het oortree, volgens die Bybel, die wet van Moses, die wet van die Evangelie, ons het oortree. Ons doen so daagliks. Maar weet jy wat, God roep ons nooit in en sê, nou betaal jy nou nie. God gee altyd uitstel, God gee altyd vryspraak. God gee altyd die ou rekening uit, sodat ek en jy nuut en oor kan begin. Wat 'n wonderlike evangelie. En daarom vanmôre kan ons by die tafel gaan aansit sonder wroging. Sonder dat ons sonde ons so aankla dat ons nie kans sien om hand uit te steek nie. Want die tafel van die nagmaal, die brood en die wyn is juis vir ons wat so diep bewus is, wat so in die middel van die skare van mense staan, uitgewys word as die skuldenaars, wat vanmôre kan kom en sê, ek werp my op U genade, want ek is eintlik immers aan die einde van die dag niks anders as 'n twyfelaar wat glo nie. Amen.